Hallo julle, vandag begin ons met finansiële wiskunde. En in hierdie video wil ek na die graad 10 en L werk kyk wat werklik belangrik is vir graad 12. Nou in graad 10 het jy geleer van groei en in graad 11 van waardevermindering of depresiasie. Al my formules, jy kan sien, hier is hulle almal op die bord, ek gaan nou oor hulle praat, maar al die formules het die simbole A, P, I en N. A is altyd die eindbedrag en P die beginbedrag. Wanneer ek groei het, is I die rentekoers en wanneer ek waardevermindering het, is I die waardeverminderingskoers. En belangrik moet dit altyd as 'n persentasie geskryf word, met ander woorde die koers gedeel deur 100. En N is die tyd. In ons gewone formule soos hierdie wat ek nou hier op die bord het, is daardie tyd altyd jare. Goed, kom ons kyk na groei. Vir groei kan jy teen enkelvoudige rente groei en dit beteken dat ek elke jaar presies dieselfde rente kry. Daardie formule A is gelyk aan P1 plus IN kan ek herskryf as A is gelyk aan P plus IPN. En dit is dan 'n reguit lyn as ek dit sou skets met N op die x-as, soos jy hier kan sien, en A op die y-as. So hierdie IP gee vir my die helling van 'n reguit lyn, want ek het N tot die mag 1. So my grafiek gaan 'n reguit lyn wees, en dit gaan 'n stygende reguit lyn wees, want my beginbedrag en my I gaan altyd positiewe waardes wees. So ek kry 'n stygende reguit lyn daarvoor. In graad 10, eintlik in graad 9 al, het jy huurkoop as voorbeeld gebruik vir enkelvoudige rente. Dan vir saamgestelde rente, hierdie slag het ek 'n eksponensiële funksie, want my N is hier in die eksponent, so ek gaan hierdie eksponensiële funksie kry wanneer ek die grafiek teken. En die voorbeeld wat julle daarvoor gedoen het, was inflasie. Dan in graad 11 het ons na waardevermindering gekyk, en weer eens is daar twee maniere. Een wat lineêr is, want hierdie is weer die vergelyking van 'n reguit lyn. Dit sou wees A is gelyk aan P minus PI mal N, so N is in die plek van die X. Nou sien jy dat jou helling die minus PI gaan negatief wees, en jou waardes daal dus. En dit daal op 'n reguit lyn. Daarom word dit ook die reguit lyn waardevermindering genoem. Vir saamgestelde waardevermindering, wat ook verminderde saldo waardevermindering genoem word, het ek A is gelyk aan P1 minus I tot die mag N. En weer eens 'n eksponensiële funksie, hierdie slag 'n dalende funksie. Goed, kom ons kyk wat het jy in graad 11 geleer oor saamgestelde rente. Jy sien, rente hoef nie net jaarliks saamgestel te word nie. Wanneer dit jaarliks saamgestel word, gebruik ons daardie formule. So hierdie is vir jaarliks. So my beginbedrag, my eindbedrag, I wat my jaarlikse rentekoers is, en N wat my aantal jare is. Maar wanneer die rente anders saamgestel word, moet ons die formule aanpas, soos wat ek hier op die regterkant geskryf het. Nou, die jaarlikse rentekoers word effektiewe rentekoers genoem, en as dit anders
saamgestel is as jaarliks, praat ons van die nominale rentekoers. So as ons dit byvoorbeeld maandeliks gaan saamstel, dan beteken dit ek gaan nie net rente kry een keer aan die einde van die jaar nie, ek gaan rente kry aan die einde van elke maand. Dit beteken ek gaan rente kry 12 keer in 'n jaar. So, natuurlik kan ek nie die volle rente 12 keer kry nie, want dit moet ooreenstem met die rente wat ek aan die einde van die jaar sou kry. Daarom moet ek my rentekoers met 12 deel, wanneer ek maandeliks saamstel. En net so is die jare word dan met 12 vermenigvuldig, omdat ek 12 keer in 'n jaar rente kry. So, kom ons skryf dit 'n bietjie neer. Wanneer ek maandeliks rente kry, dan kry ek 12 keer 'n jaar 'n 12de van die rente. Dan sal my formule so lyk. Vir maandeliks sal A gelyk wees aan P, 1 plus, en dit kan nou nie meer die volle rente wees nie, ek moet dit met 12 deel. En dit is nou nie net meer N jare nie, ek kry dit vir N jare, maar ek kry 12 keer rente in elke jaar. So dit is wat maandeliks is. Kom ons kyk sê nou maar na kwartaalliks. So vir kwartaalliks sal ek ook my formule moet aanpas. A is gelyk aan P 1 plus I, maar daar is 4 kwartale in 'n jaar. So ek gaan elke keer net 'n kwart van die rente kry. En dan gaan ek nie net een keer aan die einde van die jaar kry nie, ek gaan 4 keer deur die jaar. So dit kom daarop neer dat jy die I met die 4 deel en die N met die 4 vermenigvuldig, wanneer dit kwartaalliks is. Kyk, dis presies wat ons hier gedoen het vir maandeliks. Deel die I, vermenigvuldig die jare. Dit sal dus ook so wees vir halfjaarliks en vir daagliks, halfjaarliks, deel I deur 2, vermenigvuldig die jare met 2. 365 keer as jy dit daaglik is, weer eens, deel jy die I deur 365 en jy maal die jare met 365. So in my formule hier is N nog steeds die jare en K, die getalletjie waarmee ek I deel en N maal, is die aantal kere wat rente saamgestel word in 1 jaar. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die voorbeeld sê, R5.000 word vir 3 jaar belê teen 7,3% per jaar. Bereken die waarde van die belegging as die rente soos volg saamgestel word. Dit word halfjaarliks saamgestel. So ek weet my formulietjie is A is gelyk aan P 1 plus I tot die mag N. Dit is wanneer dit jaarliks saamgestel, maar nou word dit halfjaarliks saamgestel. So na 'n halwe jaar gaan ek my eerste rente samestelling kry en na nog 'n halwe jaar gaan ek my tweede een kry. So dit is 2 keer per jaar. Dit beteken dat ek my I met 2 gaan moet deel en my N met 2 gaan met vermenigvuldig. So kom ons maak ons lysie. Ons het A, ons het P, ons het I en ons het N. So
A is die eindbedrag en dit is wat ons wil bereken. Kom ons lees net gou weer deur die vraag, dan kan ons ons lysie invul. R5.000 word vir 3 jaar belê teen 7,3% per jaar. So die beginbedrag, die bedrag wat ek belê is P en dit is R5.000. Dit word vir 3 jaar belê, so N gaan 3 wees en dit is teen 7,3%, so ons skryf dit altyd as getal gedeel deur 100 en dit is natuurlik 0,073. So nou wil ek hierdie reg maak. So wat ek moet doen is ek moet die I met 2, skus, nie met 12 nie, met 2 gaan deel, want ek het 2 keer per jaar. Nou maak ek lekker droog, kom ons kry net 'n pen. Ek het 2 keer 'n jaar rente gekry. So ek gaan die rentekoers met 2 deel en ek gaan die jare met 2 maal. So as ons nou in ons formule invervang, A is gelyk aan P, kom ek skryf hom nie net nog een slaggie. So P weet ons is 5.000, 1 plus I is 0,073, maar ek kry 2 keer rente in 'n jaar en N is 3 jaar, maar ek kry 2 keer rente in daardie 3 jaar, so 3 maal 2 is gelyk aan 6. En dan vat ek doeteenvoudig my sakrekenaartjie en ek werk dit uit. Die antwoord wat ek kry is 6199,916 en so voorts. Nou onthou dat ons besig is om met rand en sent te werk, so ons moet altyd 2 desimale neerskryf. So my eindbedrag sal wees R6.199 en 92 sent. Goed, dit is my antwoord vir nommer A. Kom ons kyk na nommer B. Nou ja, nommer B word kwartaalliks saamgestel. So kwartaalliks saamgestel beteken 4 keer per jaar. My beginbedrag is nog steeds R5.000. My rentekoers is nog steeds 7,3%, so dis 0,073 as ek dit met 100 gedeel het. En my N is nog steeds 3 jaar. Maar ek moet my I en my N regmaak. Vir I gaan ek nou 4 keer 'n jaar rente kry, so ek gaan net 'n kwart van die rente elke slag kry. En vir my tyd, my 3 jaar, gaan ek vir elke jaar 4 keer rente bygevoeg kry. So dit gaan ek met 4 vermenigvuldig. So, my antwoord is dan, kom ons maak maar hier skoon. My gewone ou formule, A is gelyk aan P, 1 plus I tot die mag N, maar ek moet my I en my N aanpas. Vir I gaan ek skryf 0,073 op 4 en vir N gaan ek skryf 3 maal 4 en dan gebruik ek weer my sakrekenaartjie om die waarde uit te werk. En hierdie slag kry ek R6.211
en dan my sente daarna, wag net 'n bietjie dat ek net hierdie streep uitvee. My sente daarna gaan wees 88 sent, want my desimale is 879, wat dan afrond na 88 toe. Goed, dit is voorbeelde van hoe ons rente verskillend kan saamstel. Nou op die volgende skerm sal jy sien dat ek oor effektiewe en nominale rente wil gesels. Effektiewe rente het ons gesê is die rentekoers wanneer die rente jaarliks saamgestel word. Terwyl die nominale rentekoers rente is wat op enige ander tydinterval as per jaar saamgestel word. Soos ons nou net gesien het, maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks, daagliks. Nou, die effektiewe rentekoers is die rentekoers wat na 1 jaar presies dieselfde eindbedrag as die nominale rentekoers sal lewer. So as jy nou dink aan die twee formules wat ons op die bord gehad het, die een was A is gelyk aan P1 plus I tot die mag N, maar omdat ons kyk na 1 jaar, is my N nou 1. En my nominale rentekoers, weet ons dat ons die rentekoers moes regmaak, ons moes deel deur die aantal kere wat die rente saamgestel word, en ons moes die N, wat nou 1 is, met die aantal kere vermenigvuldig. So, hier is my twee formules, en hulle moet presies dieselfde eindbedrag lewer. So, ek kan maar die twee regterkante gelyk aan mekaar stel, want die twee linkerkante is gelyk aan mekaar. En dan aan die twee regterkante gaan die P's ook uitkanseleer, so ek kry 1 plus die effektiewe rente is gelyk aan 1 plus die nominale rente gedeel deur die aantal keer wat dit saamgestel word, en dan tot die mag K weer, waar K die aantal kere is wat die rente in 1 jaar saamgestel word. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. Bereken die effektiewe rentekoers vir 'n belegging wat saamgestelde rente van 9% per jaar maandeliks saamgestel het. So, ons het 9% per jaar wat maandeliks saamgestel is. So dit gaan vir my nominale rentekoers gee. En dan ek wil die effektiewe een bereken. So my vergelyking is 1 plus die effektiewe een is gelyk aan 1 plus, nou die jaarlikse een, onthou dis 9 gedeel deur 100, wat 0,09 is, en dan moet ek hom nog regmaak, want dit word maandeliks saamgestel, so daar is 12 maande in 'n jaar. En dan hierdie wat tot die mag 1 was, moet ook reggestel word, dit word 12, want dit is maar 12 maal 1. En dan kan jy doeteenvoudig jou effektiewe rentekoers uitwerk, kies daai een moet weg. So wat ek gaan doen, is ek gaan hierdie uitwerk, en dan die 1 aftrek. Nou ek gaan dit op my rekenaartjie doen. Dit gee vir my 0,09380. Ek skryf 'n hele klomp desimale neer. Ek gaan nou verduidelik waarom. Ek wil net eers gou-gou vir myself plek maak en vraag B afskuif.
Goed, jy moet nou onthou dat die effektiewe rentekoers eintlik die rentekoers gedeel deur 100 is. En dit is gelyk aan 0,09380. As ek dan met die 100 vermenigvuldig, kry ek 9,380. So hierdie 5 desimale wat ek daar neergeskryf het, was nodig sodat ek nou hier korrek kan afrond. So die effektiewe rentekoers is 9,38% per jaar. Reg, kom ons kyk na vraag B. Maar voor ek vraag B doen, gaan ek vir myself plek maak. Ek gaan gou-gou hierso net uitvee. En ek dink ek kan vraag A nou onder sit. En dan gou-gou vraag B boontoe bring. Goed, vraag B sê: 'n belegging verdien rente teen 8,7% per jaar, jaarliks saamgestel. Omdat dit jaarliks saamgestel is, gaan hierdie een my effektiewe rentekoers wees. Bereken die rentekoers as dit kwartaalliks saamgestel word. So daardie een gaan my nominale een wees. So my vergelyking is mos 1 plus die effektiewe rentekoers is gelyk aan 1 plus die nominale rentekoers. Kom ons sê maar nominale rentekoers deur die aantal kere wat dit saamgestel word. Nou, dit word saamgestel hierso kwartaalliks. So kwartaalliks beteken 4 keer in 'n jaar, want daar is 4 kwartale in 'n jaar. So dit moet deur 4 gedeel word, en dan hierdie sou 1 jaar wees, maar wat ek dan ook met 4 vermenigvuldig. So dis hoe my formule gaan lyk. Kom ons vul nou in wat ons het. Ons het 1 plus die effektiewe koers wat ons hier gesien het, 8,7% is, en as ek 8,7 deur 100 deel, dan kry ek 0,087. En dit moet gelyk wees aan die 1 tot die mag, hoor nou vir my, tot die mag, is 1 plus die nominale rentekoers gedeel deur 4 tot die mag 4. Nou ja, wat ek nou wil doen is om 4de magswortels aan albei kante te trek. So aan die linkerkant gaan dit dan wees die 4de magswortel van 1 plus 0,087, en as ek hierdie kant ook 'n 4de magswortel trek, dan kry ek 1 plus die nominale I gedeel deur 4. Natuurlik gaan ek dan hierdie 1 aftrek, so is 1,087 se 4de magswortel minus 1 is gelyk aan I nominaal gedeel deur 4. En nou ja, dan gaan jy na jou rekenaartjie toe en jy kry die antwoord. My antwoord is 0,02107 en sovoorts. Maar onthou dat ek daardie antwoord met hierdie 4 gaan vermenigvuldig, so ek gaan dit ook nou doen, sodat ek nie afrond in die middel van die vraag nie. So dan kry ek my nominale rente is 0,08429. Goed, weer 5 desimale plekke, want ek weet dat nominale rente, die I, is gelyk aan die nominale rente op 100, so die nominale rentekoers,
is dan 8,43%. Want maal met 100 gaan om 2 desimale aanskuif en dan 42, maar daar's 'n 9, so die 2 gaan 'n 3 word.